Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk wees nie, want ons gaan jou blok. Kom ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dis ons mense. Aan elkeen van julle wil ek vir julle elkeen sê baie welkom by seisoen 1 episode 7. Leroy, baie welkom aan jou as ons gas vir vanaand. Super bly dat jy saam met ons hier is. Aan elke liewe een wat ingeskakel is, baie dankie dat julle hier is. Welkom allemaal. Ons gaan gou na ons intro liedjie luister en dan gaan ons aangaan met hierdie aand. Soos ek voorheen gesê het, voor hierdie dinge nou gebeur het, kom ons verf vanaand TikTok se strate rooi. Let's go guys. Ek meen ons kan nie verkeerd gaan nie. Ons het die energy bunny hier so saam met ons vanaand. So ons kan nie verkeerd gaan nie. Dis die vlak is die vlak vanavond, maar hy is daar. Dis reg. Let's go guys. Please stop and share guys. Hier gaan ons. Kom join zijn live net hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk wees nie, want ons gaan jou blok. Let's go guys. Kom ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dis ons mensen. Welkom by episode 7 julle. Woo! Zit je landen bij mekaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom hulle zijn naam. En ik keier ons nou lekker saam. Kom ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dis ons mensen. Welkom aan julle almal. Jouw favorite melks, kom op. Net hier op TikTok. Ja, dis hy. 'n Hartlike goeie aand aan elke liewe een. Baie dankie dat julle ingeskakel is. Vir die wat nou net ingeskakel is, ons gaan nou 'n bietjie meer hoor oor ons gas vir vanaand. So vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Hy is al 23 jaar in die Afrikaanse musiekbedryf. Wel bekend as die Energy Bunny op die verhoog. En almal ken sy bekende treffers Vuur in my vlam en Nicoline. Hy is oorspronklik van Margate, KwaZulu-Natal. Het skool gegaan daar, maar bly al 13 jaar in Gauteng. En bly op 'n lekker stil plot in 'n klein dorpie, Babsfontein. Op die huidige oomblik is hy besig met nuwe enkelsnitte wat die jaar vrygestel gaan word. Dit klink exciting julle. Sy musiek is op alle musiekplatforms en hy is op Facebook, Instagram en TikTok. Ander werk wat hy doen is, hy is 'n fotograaf en graphic designer en doen baie sangers se fotos en nuwe enkelsnitte se omslag. Hy het ook sy eie klere reeks, Bosjack. 'n Interessante feit oor hom is dat hy oorspronklik 'n blond was. Met dit gesê, baie welkom. Leroy, hoe voel jy oor vanaand? Baie excited. Ek is 'n bietjie grieperig, so probeer maar nie. Jy sien nie dat jy dit loop nie en dat my stem kan hou, maar ek is baie lekker om saam met julle kan kuier vandag. Die naweek my bietjie uitgeput, maar dis lekker om op 'n maandag aand saam met jou te kan kuier.
Baie dankie Leroy. Dit is 'n awesome voorreg vir ons om jou hier te kan hê. Nou met dit gaan ons een liedjie van jou speel, Vuur in my vlam. Maar voordat ons hom gaan speel, vertel ons 'n bietjie meer. Vertel die kykers bietjie meer oor die liedjie. Baie dankie Leroy. Dankie julle. So Vuur in my vlam was 'n liedjie wat ek so maklik, ek dink so 4 jaar terug het ek hom uitgebring. Dit is geskryf deur 'n goeie skrywer die naam van Michael de Lange en hy het hierdie liedjies bymekaar gesit en toe het ek los my die skryfwerk maar vir die vrous wat kan skryf. En ek is baie bevoorreg want ek het so baie mense wat my musiek skryf en goed en ek skryf self, maar die inisiatief kom nog daar. So ek kom nog daar, maar anyway met alle op my punt van die storie. Ek Vuur in my vlam is baie 'n liedjie as jy die eerste keer in jou lewe of jy in 'n vertrek instap en jy sien 'n persoon raak en jy daai oombliklike koneksie met hulle kry, daai warm gevoel. Dan is dit daai vuur, jy's die vuur in my vlam. So ja, niks kan jou dood blus nie. Awesome. Julle, hier is Vuur in my vlam van Leroy Jennis. Geniet hom saam met ons. Ek sien vasgevang in 'n droom vol geluk. Saam met jou voel my wêreld soveel beter, soveel meer. Laat ons was by mekaar, so verlief, so verslaaf. Saam ons weer, ek soek meer, daar is geen ander wat ek begeer. My hart is van liefde gemaakt. Jy los my sonder woorde. Jy laat my asem opbraak. As jou hand so aan my raak. Jy sê vuur in my vlam. Jy los my sonder woorde. Jy laat my asem opbraak. My glimlach sonder trane. Dis jou soen, dis verby. Ek vir jou, jy vir my. Wees nie bang, want vir jou sal ek my hart, my alles gee. Jy sê vuur in my vlam. Jy los my sonder woorde. Jy laat my asem opraak. Jy is my glimlach sonder trane. Jy sê vuur in my vlam. Daar's hy julle, dit was Vuur in my vlam van Leroy Jennis. As jy hom nog nie gedownload het of op jou playlist gesit het nie, gaan maak gerus so, julle dan gaan hoor hoe lekker tune is hy. Dankie jy. Mense kom nou of jy gesing het, maar ek het voorheen met hom gepraat, my stem is heeltemal seer, ek kan nie eers daai note nou. So ek hou maar rustig, dan speel ons maar die liedjie, maar hy is daar, maar dankie vir jou meld, kom op, waardeer. Groot plesier. Nou julle vanaand se gas is niemand anders as Leroy Jennis nie en ons is bevoorreg om jou vanaand saam met ons te kan hê. So vanaand gaan ons se geur, dit wil sê die topic is oorspronklikheid. So ek en Leroy gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So julle, met dit gesê, gaan ons wegspring met ons eerste gedeelte. Die eerste vraagie, wat beteken
oorspronklikheid vir jou? Oorspronklikheid beteken om reg aan jouself te wees en jou eie idees en jou persoonlikheid uit te beeld. Vir my sal ek sê, beteken oorspronklikheid. So vir my beteken oorspronklikheid om anders te wees as ander en my eie unieke idees kreatief toe te pas. Dis waar. Nommer 2. Dink jy ware oorspronklikheid bestaan nog vandag? Ja, alhoewel baie idees op 'n ander idee gebaseer word, bring mense steeds unieke perspektiewe en kreatiwiteit elke dag uit. Definitief. Ek gaan sê ja, maar dit is moeilik om te vind, omdat sosiale media en tegnologie dit so maklik gemaak het om ander se idees na te maak. Dis waar, so waar. Dit bring ons aan my derde vraagie, Leroy, en dit sê, dink jy trends kan oorspronklikheid vernietig? Ek gaan ook saam met jou hier stem en sê nee. Ek dink trends motiveer eerder oorspronklikheid aan as wat dit vernietig. Ek dink dit motiveer jou om ook oorspronklik te wees, as ek so kan sê, om ook iets unieks out of the box te doen. Ja. Leroy, het jy vir ons so 'n interessante feit oor vanaand se onderwerp? Interessante feit. Ja. Wees jouself. Wees jouself en oorspronklikheid kom van talent af nie, maar dit gaan oor alle aspekte in jou lewe. So dit as dit van kreatief is of net jouself wees, oorspronklik is oorspronklik. Nou 'n feit wat ek met julle gaan deel is, jou brein leen konstant idees sonder dat jy dit besef. Baie oorspronklike idees bestaan uit sogenaamde onbewuste nabootsing. Jy onthou iets oppervlakkig en bou onbewustelik iets nuuts daarop. Baie interessant. Julle in die comments sê bietjie vir ons, hoe ondervind of hoe ervaar julle dit vanaand? Baie welkom aan elkeen wat net hier by ons ingeskakel het. Ons is super bly dat julle saam met ons is. Dit bring ons dan by ons volgende vraagie, Leroy. En dit sê, hoekom dink jy is mense dikwels bang om anders te wees? Omdat hulle bang is vir kritiek en verwerping. Of hulle is bang om nie aanvaar te word. Dit is baie waar wat jy sê. Ja, mense is bang en hulle is bang vir kritiek en verwerping en aanvaar word, is 'n groot probleem. Definitief. So, ek sal nie sê dat mense, jy weet, noodwendig bang is vir die gedeelte om anders te wees nie, maar mense is bang vir die oordeel daarvan om anders te wees. Presies wat jy net gesê het, Leroy, hulle is bang, hulle pas nie in nie en hulle word gekritiseer en ons kan aangaan met die lys. Ja, dis waar. Hoor, hulle sê hulle kan my nie hoor, ek sê ek moet net harder praat seker. Sorry. Daar's hy. Julle, ja, dankie dat julle ons so laat weet. Ons gesels so lekker. Ons feite vraagie, Leroy. Dink jy iemand kan deur ander geïnspireer word om hulle eie oorspronklike idees te vorm? Ja, ek stem saam met dit begin met inspirasie en dikwels is dit die beginpunt van 'n nuwe en unieke idee wat jy kry. Dis wat ek dink daaroor. Ek dink ook verseker so, want ander kan jou inspireer deur dit wat hulle doen
En dit maak dat jy daaruit inspirasie kry, presies wat jy nou net gesê het, om jou kreatiwiteit te gebruik om iets oorspronklik te kan skep op die ou end van die dag. Nee, net so. Ons 6de vraagie, dink jy oorspronklikheid word meer of minder waardeer in vandag se wêreld? Ek sal sê minder, hoor, want oorspronklikheid, dit is deesdae is dit veral met verskeidenheid van musiek tot enige iets, dit is vinnig om iets te steel en dan te maak wat jou eie is, maar ja, ek kan sê beide, want dit word met die, soos jy nou nog gesê, sosiale media aangaan is, jy kan niks jouself doen, julle almal kan jou trend vat of vinnig dit verander, of jy bring iets uit en jy bring môre beter uit wat hulle nie eers gedink het, hulle het jou idee gevat. So ja, ek dink oorspronklikheid word meer of minder waardeer in vandag se wêreld. Ek sal sê, ek dink dat oorspronklikheid minder waardeer word in vandag se tyd, want alles word makliker gemaak deur tegnologie. En dit het gemaak dat oorspronklikheid minder gewaardeer word in vandag se wêreld. Ek kom saam met jou, dit is veral ons in die musiekbedryf, as jy jare terug, toe jy nog CD's kon gemaak het en al daai goed gedoen het kunstenaars en almal het, jy gaan van scratch of die beste mense kry 'n liedjie geskryf, jy moet hom vat na 'n studio, jy gaan bou hom oor, jy gaan rekord hom. So dit is my oorspronklikheid met daai is dit gee vir mense meer mening om 'n studio te gaan staan en jouself gaan opneem van scratch af, as wat jy jou stem deur 'n AI sit en dit release. En dit is nie vir my oorspronklik glad nie, dit is vir my plastic. Dat woord plastic wat ek dink. Nee, definitief. Nou, 'n volgende feit wat ek met julle gaan deel, 'n interessante feit, is beperkings verhoog oorspronklikheid. Studies wys dat mense dikwels meer oorspronklik word wanneer daar beperkings teenwoordig is. Omdat daardie beperkings die brein dwing om nuwe oplossings te vind. Baie interessant. Hallo Jennifer, baie welkom by ons vanaand. Anna Delpoort, baie welkom. En elke liewe een wat nou net ingeskakel is, baie welkom. Leroy, hoe sien jy enige comments wat jou aandag so ver getrek het? Ja, ek hoor baie dingetjies. Dat mense almal kuier lekker saam. Ek bly hulle kan my nou hoor. Hulle kan my eintlik verhoor. En ja, omdat ek ken Jennifer baie goed fan van my. Ek waardeer haar so baie. Dankie dat sy van ons kuier. En ja, en dankie Anna, dankie dat jy my ondersteun. En dit is so nice, liefie. En julle, terwyl ons sommer op daai onderwerp is, gaan ek gou dit ingooi sommer hierso. Julle moenie episode 14 misloop nie, dan is Jennifer ons gas op Vroeg en Praat. So maak seker jy mis nie daardie aand nie. Nee, tog nie. Julle sy is so gestres, Jennifer. Ek sê van sy met haarself, sy is awesome, sy gaan dit regkry. Definitief. Julle, ons goal vir vanaand is, wel, kom ek stel dit liewer so, die rekord van die taps is 114.300. Dis die rekord wat daar gestel is. So, kom ons kyk, ons glo in julle, Tap, julle tap en share asseblief. Let's go guys. Dit bring ons by ons 7de vraagie, Leroy, en dit is, verkies jy meer om uit te gaan of om in die agtergrond te wees? Ek dink ons daai is nogal obvious. Ja, word uitgaan. Ja, interessant. Okay, ek sal kies om ek is wel so 'n bietjie 50-50. Okay, 50-50. Dan net by vaartyd nodig het, dan wil ek nie uitstap. Verstaan? So, ten minste as ek gaan een van daai gelukkige kunstenaars, ek love it om uit te staan as ek regtig, kan ek vir jou sê, as ek iets
soos byvoorbeeld 'n nuwe song of 'n ding of ek iets op die lappe bring wat my regtig vir my baie kritiek gee en krediet gee op dit, dan hou ek van uitstaan. Maar uitstaan is ek doen my verhoog is maar my uitstaan plek waar ek myself kan wees en my mal kan wees. Van die stage af is ek maar baie rustiger mens. Ek is nie 'n skaam mens nie, ek is open, ek praat met enige iemand en saam met my na my toe loop of saam met by 'n show ook, ek kruip nie weg, ek gaan kuier saam met almal. So ja, uitstaan of in die agtergrond wees, is maar so 50-50. Ek geniet my werk wat ek doen, ek geniet my lewe, ek geniet alles so. Ja, dit is in my 50-50. Uitstaan is goed, agtergrond is nog beter as jy bietjie net wil rustig wees. Ek hoor jou, Leroy. Ek verkies meer om in die agtergrond te wees. Jy weet, bietjie meer in die agtergrond te werk. Daar's hy. Dis wat ek verkies. Nommer 8. Wat is 'n oorspronklike idee waarvan jy gehou het voordat dit gewild geraak het? Sjoe. Oorspronklike idee. Ja. Ek het ook so oor die vraag gevoel. Jo. Maar wel, kyk, laat ek mooi dink. Oorspronklik iets wat voor dit bekend geraak is. Okay, kom ek sal sê, toe series nou weg begin val het en ons kan nie meer series verkoop het nie, toe het ons toe begin het met USB sticks en toe dit nou ontplof. So USB sticks het nou goed gegaan waar almal nou hulle series opsit en dan verkoop jy by die vertonings, want jy het nie meer CD om by so vertoning te verkoop nie, sorry, raak my tong. Te verkoop nie, maar daar was my 'n briljante idee. Dit was ietsie wat iemand het op 'n stokkie gesit het. Gewoonlik het jy gaan sing, het jou tracks op 'n stokkie gesit. En toe dink iemand net oorspronklik, luister, hier sit ek my hele album op 'n stokkie en ons verkoop stokkies. So dink daai was 'n briljante ene wat gewild geraak het toe series weggeval het. Nou julle, my antwoord is iemand wat 'n dans uitgewerk het vir Bobby van Jaarswald se liedjie, dat se broer dink daai en toe vat daai ding met vlam. Nommer 9. Julle laat weet ons bietjie in die comments. Wat was vir julle 'n oorspronklike idee wat julle van gehou het voordat dit net vlam gevat het? Laat weet ons bietjie. Nommer 9. Is wees jouself makliker gesê as gedaan? Ja, want dit gaan als oor selfvertroue om jouself te wees, wanneer ander dalk 'n verskil, wat ander mense verskil teenoor jou. As jy my verstaan wat ek bedoel. Ek gaan ook definitief sê, ja, verseker. Want weer eens kom dit terug op die feit dat as jy as mens bang is om geoordeel te word, juis omdat jy net jouself is. En al soveel mense wat anders is jy is. So jy verstaan ook, jy is altyd bang, pas ek nou in, is ek op die regte trend of is ek nou nie? So dit is, jy het altyd daai bang. Hoorie, so sal ek met 'n nuwe liedjie hoor, gaan die mense dit like of gaan hulle nie like nie, of gaan dit my een van daai wees wat net wegval of gaan hy groot gaan? So dit is maar alles omdat almal verskil. Dit is jy kan nie mense vergelyk. Dus as jy met kunstenaars, jy kan nooit as 'n mede-kunstenaar, ek kan nooit vir 'n kunstenaar sê in sy lewe wat hy so, ek is beter as jy of jy is beter as ek nie, want op die ou einde, ons almal is uniek, ons almal het ons eie styl, ons eie stem, ons eie looks, ons eie ding, so almal is verskil. Dit is hele storie. Einde van die storie. Definitief. Julle, dit bring ons by ons laaste feit vir vanaand en dit is oorspronklikheid word meer deur kombinasie as inspirasie gedryf. Kom ons hoor, groot oorspronklike deurbrake ontstaan dikwels deur 2 of meer onverwante konsepte te kombineer. Byvoorbeeld, biologie en ingenieurswese word saam biotehnologie en kuns en media word haptiese kuns, wat kuns is wat interaktief is. So dis baie interessant. Met dit gesê, ons is so bly dat julle van vanaand hou. Ons is super baie bly daarvoor. Dit bring ons by ons 10de vraagie, Leroy, en dit is die vraag is vir my, dit was een van die interessantste vrae en die was, moet ek sê, vir my persoonlik een van die lekkerste vrae om te antwoord.
So, nommer 10 is, dink jy AI kan oorspronklikheid vernietig of inspireer? Jong. Ek dink dit kan inspireer word, maar deur nuwe idees te genereer. So ek verstaan veral met okay, deesdae is dit so maklik om ek dink eintlik dit kan ek eerlik wees, dit is dit vernietig baie keer maar die mensdom, want op die ou einde mense wat fotograwe is, mense wat liedjies skrywers is, mense wat films doen, musiekvideo's maak, al daai goedjies, daai mense begin al minder werk kry want jy kan dit letterlik op jou Android of jou Apple phone net vinnig 'n musiekvideo maak, jy kan al daai goeders doen. So ek kan verstaan hy vernietig dit eintlik, maar aan die ander manier is aan die ander kant is ook dit is nie net van vernietig en daai goedjies nie, maar dit help ook vir mense wat nie altyd die fondse het om al hierdie goeders te doen nie. Verstaan, dit is 'n verskriklike duur storie. Maar ek heb byvoorbeeld nou met almal wat met AI musiek, ek dink dit is 'n wonderlike ding, want weet jy, daar's baie kunstenaars en baie liedjieskrywers en goed daar buite wat nie 'n instrument kan speel nie, wat nie kan toonset nie, maar hulle kan goed skryf. So hulle gee net vir jou basies daai riglyn om jou te kan help. Dit is hoe my song kan klink en dan kan ek hom aan 'n kunstenaar verkoop of ek hom self gaan opneem. So dit help in daai manier help dit baie. Maar AI is 'n wonderlike ding. Ek moet net sê maar as jy deesdae kyk, AI apps is duurder as wat jy gaan betaal net vir 'n oorspronklike ding. Om elkeen te skryf en elkeen te gaan aansluit, dit is 'n paar rand. Maar ja, daar's baie mense wat baie kreatief is met AI. Ek moet sê ek het nou 'n paar mense wat my al gesê het, luister, hulle wil vir my AI musiekvideo maak vir my en dan as ek na hulle werk kyk en dink maar wow, dit's amazing. Maar ek het net gesê dit net oorspronklik lyk. Ek wil nie lyk soos iemand anders doen nie, want daar van die baie van die AI weet maar ek weet as al daai met die Guinness ook my eie advertensies en goed stuur vir my optredes en my goeders op my label doen dit. Maar ek het al mense wat gaan foto's wat my gevat het en dit op 'n ad gesit en lyk dit nie eers naby soos ek nie. Een oom sê vir my dag toe by 'n show kom, jy lyk dan so groot buff oupies op die foto, maar jy kon hier nie instappies hier so klein maar oupie. Sê ek vir hom, sorry, dit was AI, dit was nie ek nie, sorry. Daai is so waar wat jy sê, Leroy. Vir my gaan ek sê, ek dink definitief kan daar beide kante toe gaan. Want AI kan oorspronklikheid vernietig, omdat dit kreatiwiteit te maklik en gerieflik gemaak het. Jy hoef nou nie meer al daai breinkrag te gebruik, of te gaan sit en 'n liedjie te skryf en te dink, waaroor gaan ek nou skryf, en al daai goed nie, want nou kan jy dit maklik doen, want AI het dit vir jou vereenvoudig en vergemaklik. Maar AI kan oorspronklikheid inspireer, omdat dit idees kan verskaf, waaraan jy dalk nie noodwendig gedink het nie. So daarom sê ek, dit kan al beide kante toe gaan. Dit is albei kante. Dis 'n goeie ding en daar's 'n slegte ding van hom, maar op die einde kombineer die twee mekaar en dan weet jy uitweg. Definitief. Ons 11de vraagie, dink jy oorspronklikheid is belangriker as talent? Albei is belangrik. Maar oorspronklikheid kan iemand help om uit te staan. Verstaan wat ek bedoel? So ja, ek stem saam. Ek dink is albei belangrik, oorspronklikheid en talent. Want as jy die twee kombineer, dan het jy 'n wenresep. Ja, en so ek stem albei. Dis ek my kant op. Ek dink talent is belangriker as oorspronklikheid, want jy kan al die oorspronklike idees hê in die wêreld, maar sonder talent kan jy hulle nie in werking sit nie. Ja, is dit baie. Ek laat die kant sing nie, met die man, dan maar sien uit. Daar kom dit nou. Ons tweede laaste vraagie, Leroy. Sal jy eerder oorspronklik en misverstaan wees, of gewild en aanvaar? Jo, dis 'n moeilike vraag, julle. Jong, ek sal eerder oorspronklik wil wees. Omdat
egtheid op die lang duur my meer bevredigheid gaan wees. Ek is nie oorspronklikheid, ek is al die jare, so ek is oorspronklike mens, ek hou van oorspronklike goed. Ja, ek like covertjies te doen en al sulke goed, maar oorspronklik is my altyd die beste, wat is jou werk en is jouself. Ek is love om oorspronklik te dink oor goed. Ek kan nie van 'n copycat nie, ek hou dit niks daarvan nie. So ek dink oorspronklik vir my baie help, want dit maak vir my net meer dinge in die toekoms my beter. Ek hou van oorspronklik wees en ek is myself. Ek is nie 'n valse mens wat ek sê so. Oorspronklik is my 'n groot punt in my lewe. Ek sal ook eerder oorspronklik wees, want dan kan ek nog steeds net myself wees en my unieke idees volg. So maklik soos dit, want ons is nie 'n AI wat dit sit nie. Ja, soos hulle sê, you can't outshine the original. Ja, definitief. Ja, oorspronklik is jy moet maar hard werk om by oorspronklik uit te kom. Want jy gaan dit nie reg kry nie. Definitief. 'n Mens moet maar daai leertjie klim. Jy kan wel klim. Ons laaste vraag, Leroy. Kan oorspronklikheid bestaan in 'n wêreld waar alles deur iets anders geïnspireer word? Kan oorspronklik bestaan in 'n wêreld waar alles deur die ander geïnspireer word. Okay, ja, want oorspronklikheid lê dikwels daarin om iemand bestaande idees te kombineer en interpreteer op 'n nuwe manier. Dis hoe ek dit voel. Baie goeie antwoord. Ja, ek dink oorspronklikheid bestaan in 'n wêreld waar alles deur iets anders geïnspireer word, want ons elke een het unieke idees. Niemand dink op dieselfde manier nie. En op die ou einde van die dag is dit wat dit juis oorspronklik maak. Presies. So, dit was dan ons vrae vir vanaand, julle. So, dit bring ons dan by ons volgende skeppie van vanaand, en dit is die dealbreaker or not speletjie, die eerste speletjie wat ons gaan speel, die kort speletjie, en die weergawe van hy is 'n 10. So, ek gaan net in die eerste keer vir jou die stelling, of hy is 'n 10 sê, en dan die stelling, en daarna weet jy, dit is wat vooraan kom. Maar al wat jy dan vir my moet antwoord is dit 'n dealbreaker vir jou, of is dit nie 'n dealbreaker vir jou nie? Okay. Right, hier gaan ons. Dankie julle, dankie vir julle samewerking vanaand. Dankie vir julle geduld en julle patience. Let's go. Eerste een. Hy is 'n 10, maar hy judge mense in die geheim wat uniek aantrek. Nee. Dis nie deelbreker. 2. Maar hy luister net musiek omdat dit trending is. Kan nie deelbreker wees, deelbreker. 3. Maar hy kan nie 'n besluit neem sonder om eers sosiale media te vra nie. Nee, nie deelbreker nie. 4. Maar hy maak asof hy van dinge hou net om in te pas. Kan nie deelbreker wees. 5. Maar hy dink om basic te wees is embarrassing. Nie deelbreker nie. 6. Maar hy vergelyk homself heeltyd met influencers. Ja, breker, deelbreker kan nie. Ek is 7. Maar hy sê jy is too much omdat jy uitstaan. Nie deelbreker nie. 8. Maar hy het geen stokperdjies buiten doomscrolling op sosiale media nie. Weer nie.
9. Maar hy sê elke 5 minute, ek was al daarin, voordat dit famous geraak het. Nie deel bereik. En die laaste ene, maar hy het 'n heeltemal ander persoonlikheid op sosiale media as in regte lewe. Nie deel bereik. Nou dit was dan die Dealbreaker or Not speletjie. Nou kom ons by ons groot speletjie vir die aand. Leroy! Is jy reg vir hierdie speletjie? Ja, as ek opstaan, daai was ek nou clueless. Okay. Nou, julle, ons volgende speletjie. Sy naam is Skommel saam. Hi. Nou, dit is beslis nie hoe dit klinkie. Skommel saam dan gaan werk. Is as volg. Daar gaan 6 kategorieë wees, naamlik die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Die gas, naamlik jy Leroy, gaan dan 3 van hierdie kategorieë kies en die oorblywende 3 gaan dan na my toe kom. So, en dan gaan ons vir ChatGPT vra om hierdie lipplek lekker melkskommel wat ons gaan maak aan mekaar te sit. So, wat se 3 kategorieë kies jy? Okay, sê gou weer vir my hulle vinnig. Die houer, die geur, Toe gereed sê gou weer vir my. die toppings, die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Ja. So, wat se 3 kies jy? Houer gee in die topping. Wat se 3 kies jy? Ja, houer gee toppings. Okay. Right. Nou, ek gaan jou so tydjie gee, Leroy. Dan gaan jy vir my sê, hoe wil jy die houer van hierdie melkskommel hê? Hoe wil jy die geur hê en hoe wil jy die toppings hê? Okay. Die houer, Okay, as jy gereed is. Okay. kyk. Die houer moet neon wees, neonkleurig wees. Okay, die geur. Die geur moet soet suur wees. Okay, en die toppings? Moet eatable glitter wees. Daar sy, dankie Leroy. Nou terwyl my geliefde vir ons hierdie melkskommel in ChatGPT gaan vir ons aan mekaar sit, bring dit ons dan by ons laaste skeppie vir vanaand van Pring en Praat en dit is die Q&A vragies. So Leroy, ek gaan dan jou 5 vragies vra en dan gaan ons hierdie melkskommel review hê. Okay. So right, ons begin met ons eerste vragie. Jy is al 23 jaar in die musiekindustrie. Waaraan sal jy jou langdurigheid toeken en wat dryf jou vandag nog? Jong, ek moet eers sê dit is my hemelse Vader wat my talente gegee het en vir my of van kleins af en natuurlik was natuurlik my
al my ondersteuners en die mense wat musiek luister. So ek moet vir hulle sê sonder hulle sal ek nie daar wees waar ek is vandag nie. En ja, dit is 'n moeilike struikelblok partykeer vir ons kunstenaars. Jy kom op 'n punt. Ek is nou al 23 jaar in bedryf en daar is al dae gekom wat ek net wil opgee en dit nie meer wil doen nie. Maar musiek is in my bloed, so ek sal nooit dit wil opgee nie en dit maak my net sterker elke dag. Ek het dit geleer oor jare. Kritiek help jou baie. As jy nie luister nie en jy sal nie weet dat die mense die kritiek kan hanteer nie, gaan nie nêrens kom. So, is dit. Ons tweede vragie. Jy is oorspronklik van Mager, KwaZulu-Natal. Waarom het jy besluit om te trek? Jong, ek het getrek want ek het letterlik van ek gaan weer lag. Ek was landwyd, my ma en my pa is albei in die polisie gewees, so dit was baie transfers gewees en goed, so ons het baie getrek. Want ek is oorspronklik in Potchefstroom gebore. Toe van daar was ek eerste keer in skool in Hartbeesfontein op graad 1. Op graad 1 af te gaan ons Natal toe. Toe was ek daar op skool gewees tot ek 16 jaar oud was. Toe het ek begin musiek doen. Ek het supersterre gedoen so Trisha Loos en ek het van daar van die gogga met die musiek my gebyt en ek het besluit luister hierso. Ek wil my lewetjie verder vat. Die see is mooi, dis meer 'n vakansieplek as ek wil vervolg. Ek wil nie al gaan bly nie. So toe gaan swat ek in Potch en ek het verder aangegaan. En ja, toe het ek met my loopbaan vanaf begin. En dis waar musiek, want musiek is meer geleenthede aan ons kant as wat ons in Natal kry. Wow. Dit bring ons aan by ons derde vraag. As 'n sanger en fotograaf wat twee heeltemal afsonderlike dissipline is, hoe plaas jy jou stempel van oorspronklikheid op hierdie twee talente? Sjoe. Oorspronklikheid op altyd die talente. OK. My musiek bewys, my musiekkant natuurlik oorspronklik. Ja, ek probeer altyd so oorspronklik moontlik wees met my musiek wat ek meer originals uitbring as wat ek covers uitbring. En nou met my fotografie, ek hou nie van baie as ek 'n kliënt se foto's so goed neem, hou ek van oorspronklik wees veral met jou editing op enige persoon wat ek afneem. Ek hou nie van dit dat dit 'n waspop is nie of dat dit nie soos hulle lyk nie. Ek wil probeer so meer as wat die mooie en die natuur van homself uitbring. Die natuurlikheid van hulle uitbring. Baie mooi antwoord, Leroy. Ons tweede laaste vragie. In jou klere reeks, Boss Jack, is jy deel van die modeontwerp of net die bestuur daarvan? Albei. En wat maak dit vir jou prettig? Dit is prettig om te dink, dis nou waar oorspronklikheid nou vandag gekom. Kyk, ek het wel altyd nog my eie reeks. Ons skryf boel, ons skryf al daai goed. En soos die trends was in, dis boerboel en toe was dit al die ander. En op die ou ende toe besluit ek, luister, ek soek ook so lekker reeks, maar ek wil nie 'n reeks van myself, my naam hê nie. Ek het 'n verskriklike stout Jack Russell. En toe besluit ek, luister, iets wat ons kan iets oulik. Dit kom Boss Jack uit en ons slogan is stout bly maar lekker. So, dit is waar dit vandaan kom. So ek is onder dit ontwerp en goed. Ek doen my ander helfte. Hy help my baie met dit. So ek manufacture dit self, ek design dit self, ons bemark dit self en ons verkoop dit self. So ja, ons hou van dit om alles self te doen. So dit is lekker werk. So dit is baie kreatief. So as jy eers met jou eerste designs gewerk het, dan kan jy sê oor 'n paar maande dan kan jy luister, ek gaan nou 'n nuwe design uitbring. Maar Boss Jack is weer op pad terug. Ek was net 'n bietjie stil met hom gewees die laaste 7 maande. Daar was 'n eerlik en ek gaan sê met mense, dit is praat baie mense praat wat met 'n Boss Jack. Ons was so gewees en toe probleem met ons manufacturers gehad dat ons klere by gekoop het en dan doen ons natuurlik die printwerk en al die ander goeders van dit. En ongelukkig het ek 'n groot order gehad wat ek moes uitgestuur het buiteland soos in Namibië vir 'n winkel. En op die ou einde toe het ek hoeveel R1000 se stok gekoop en die mense het nooit my goed my aflewering is weg met my geld. So ons het 'n bietjie nog gevoel, maar ons is by die go. So dan kyk ek in die volgende 3 weke is Boss Jack weer op die rol. Maar as jy dan die brak weer terug.
Dis goeie nuus. En ek gaan dit bysê, ek love die slogan van julle. Koudvlees bly maar lekker. Wat 'n Jack Russell is. En wat is die woord om dit te kry? Dis baie Ons laaste vraag aan Leroy. As iemand wat oorspronklik blond was, stem jy saam met die stelling blonds have more fun? Ek was so lanklaas blond gewees, ek weet nie so voel dit om blond te wees nie. Gelukkig ek is oorspronklik blond en ek was geword deur Hannen gewees en Hannen het my 'n nuwe look gegee, sy het my hare donker gaan. So ja, ek het die laaste paar jaar, ek het gemaak ek sê 10, 12, 13 jaar van my lewe het ek my hare swart gemaak. En nou het ek die bewyse van dit, nou begin my hare uit te val van al die kleur. Maar dit, ja, blond is die van, maar dit is altyd dit te weet, het is lekker om te weet, ek is 'n ander kleur blond. Ek is swart hare in my, ek dink ek is dom nie, hoor, ek is glad nie dom nie. Interessant. Nou julle, ons gaan nou hierdie lekker melkskommel review. Kom ons kyk julle. Dis wat dit is. Dis hoe ons melkskommel gaan uitgekom het julle. Daar is ons interessante melkskommel. Julle en die resep gaan net na hierdie aand beskikbaar wees. So julle kan hom gaan uitsoek en vir ons sê wat julle dink. Lyk besig. Ek dink hom mooi wat met braai man. Nee? Dit werk actually baie mooi braai. Kyk nou net daar julle, kyk nou net daar. Leroy wil vir jou baie dankie sê vir vanaand. En ek wil jou die geleentheid gee. As jy iets wil bemark van jou kant af, hier is jou kans. Kyk wel, so as julle by my wil graag in julle dorpie of julle kuierplekke of julle weet van mense waar ek kan optree of julle wil my graag net wil bespreek vir 'n vertoning of so, jy kan enige tyd my bestuurspan bel by IE. Dis www.ip.enterprise of jy kan net my bestuur bel, met Hannes is en dit is 065-812-7980. Anders ek kyk op Facebook, drop my 'n DM en asseblief kyk maar uit vir nuwe goeders wat ek ons werk aan nuwe paar liedjies en nuwe paar goedjies wat in die pipeline is. So hou maar Facebook en TikTok en Instagram dop en ja, as ek jou sien by 20 minute kan wees ek sê hallo en neem 'n foto. Love dit om nuwe mense te ontmoet. Net soos Ronaldo, baie dankie vir julle almal wat my gefollow het. Ek waardeer nou weer nuwe mense sien op my goed. En dan laastens net God bless julle almal. Dankie vir julle ondersteuning en natuurlik dankie vir jou Melkskommel en natuurlik en jou ander helfte baie dankie vir die geleentheid. Dit is my verskriklik lekker om saam met jou te kuier en jy skep baie vir ons almal ander platforms soos basies met radiostasies kom ons nie baie in hier want dit is so propvol. So jy het 'n nuwe trend hier so hoor. En ek like die program. Baie geluk. Dankie vir jou. Baie dankie Leroy. Julle, ons gaan uitspeel met Leroy se liedjie Nicoline. Asseblief gaan doen vir julle 'n guns, gaan luister sy liedjies op YouTube. Follow hom, ondersteun hom in sy musiek. Dit is definitief die moeite werd. Met dit gesê, gaan ek gou die poster opsit vir volgende week se gas. Dan kan julle sommer sien wie volgende week se gas. Volgende week op episode 8 het ons vir Supersonic saam met ons. So maak seker julle mis dit nie. Maar van my kant af, juffrou Melkskommel, sê ek vir julle 'n geseënde aand vir julle. Leroy weer eens van my kant af baie dankie. Was 'n amazing aand, al was daar baie tegniese probleme, het ons dit uiteindelik oorwin. Ons het hom geskommel. Daar's hy. Julle en onthou, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Ons sien julle volgende week. Bye julle.
As ek aan jou raak begin als verander. Ja, elke keer net 'n bietjie meer. Baie dankie julle vir ons ondersteuning. Ons kyk uit om julle volgende week te sien. Bye julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.